Onder die woorde wat God ons gegee het, laat ons die belangrike dele bestudeer wat ons nooit moet vergeet nie. Kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 14 vers 3. Hulle het 'n nuwe lied voor die troon en in die teenwoordigheid van die 4 lewende wesens en die ouderlinge gesing. Niemand kon egter die lied leer nie, behalwe die 144.000 mense wat van die aarde losgekoop is. Hulle is die mense wat hulle nie met vroue besoedel het nie, omdat hulle keis is. Hulle volg die lam, waar hy ook al gaan. Hulle is uit die mense losgekoop, as eerstelinge vir God en die lam. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Wat beteken dit? Aan wie vertrou hulle al hul gedagtes, besluite en oordeele toe? Dit beteken dus dat hulle God absoluut vertrou. Sonder vertroue kan daar nie gehoorsaamheid wees nie. Sonder vertroue sal ons eie gedagtes altyd seëvier. En ons sal 'n oor gee vir diegene rondom ons wat net soos 'n kenner klink. Al sê ons, ek glo in God, sal ons altyd prioritiseer wat ons dink, oordeel en ervaar eerder as wat God sê. As ons tot nou toe ongehoorsaam was, kom ons probeer om ons lewe van hierdie jaar af te herorganiseer. Wat is God se wil? Wat kan ek doen om God te behaag? Wat moet ek op hierdie oomblik doen om 'n lewe van gehoorsaamheid te lei? Kom ons dink weer eens hieroor, sodat ons almal die res van die vrou se nageslag kan word, wat vir God aanvaarbaar sal wees. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 11 vers 8. Deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek, sonder om te weet waarheen hy gaan. Hy het nie fisiese standaarde gebruik om te dink hoe sy toekoms sou verloop nie, maar het geloof gehad en 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se woord gelei. Het hy hierdeur nie die kosbare titel van die voorvaders van die geloof ontvang nie. Kom ons gaan voort met vers 9. Deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en het hy in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Deur geloof het ook Sara, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het, getrou geag het. Daarom is daar uit een man, wat so te sê dood was, nageslag gebore, in getal soveel soos die sterre van die hemel, en soos die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see. In die boek Hebreërs hoofstuk 11 verskyn daar mense wat geloof gehad het. Die mees uitstaande deel van hulle geloof was gehoorsaamheid. Aangesien hulle absoluut in God geglo het, watter woorde God hulle ook al gegee het, het hulle gedink, dit moet waar wees. Aangesien hulle sulke sterk oortuigings gehad het, het hulle die leringe gevolg wat aan hulle gegee is, soos ons deur die Bybel bevestig het. Baie dankie.